Goeienaand, beloveds. Wat 'n voorreg is dit weer eens om u te groet. Dit is number 2 in one day. As die Here vir my 'n woord gee, dan wil ek dit so gou as moontlik uit my van my af wegkry en die Here kry die lof en die eer en die aanbidding. Amen. Hy kry die lof, die eer en die aanbidding. Want dit kom hom toe. Ons kan op baie goed, kan ons jy weet, kan ons staat maak op. Ons kan op baie goed ons, jy weet, ons stempel opdruk. En dit miskien jou eie probeer maak, maar die Here is net die Here. Die Here is net die Here. Amen. Die Here is net die Here. Terwyl ek vanmiddag klaar maak met die live, drop die Here hierdie woord in my gees en voor ek die woord van die Here gaan bedien vir 'n paar minute. Dit is amper 10:00. Mense kry hulle self reg vir die bed. Jy sal in die agtergrond hoor die musiek van Elvira Stantili. Dis 'n lied wat die hele dag so in my gees is. En ek voel om vanaand weer hierdie lied vir mense te speel wat in 'n plek is waar hy of sy hom graag nie wou gewees het nie. Hy's te neergedruk, hy's in 'n plek van mismoedigheid. Maar die Here is naby u vandag. Hy is vandag u God. Amen. Tweedens wil ek ook als mense weer eers net dankie sê vir hulle wie gereeld inskakel. Die naam wat ek vanmiddag vergeet is Jolene Hou. Weet of ek die naam reg sê nie. Maar sy is ook gereeld ingeskakel by hierdie uitsendings. Aan God al die ere, kry goeie respons. Amen. En die Here kry die lof en die eer en die aanbidding. Prys die Here. En soos ek gesê het vanmiddag, drop die Here hierdie woord in my gees, Jesaja 55, vanaf vers 1, ek dink Joshua Jansen sing hierdie lied, almal wat dors het, kom na die waters. Amen. En ek wil vanaand hierdie woord net aan u voorhou. Jesaja 55, vanaf vers 1. Net die eerste vers wil ek lees en ek glo die Here ons vanaand weer gaan ontmoet by die punt van ons behoefte. Nou die woord van die Here lees in die 53 vertaling, lees hy vir u aandag die volgende: almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Amen. Ek wil dit graag weer oorlees, en ek wil hê die klem vanaand net hier raak sien, en dit is die woord dors. Almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Amen. Die woord van die Here geseën tot ons harte. Ek wil praat oor 'n tema vanaand. Gee ons weer 'n dors. Here, gee ons weer 'n dors. Amen. Gee ons weer 'n dors. Ek gaan 'n paar
scenario's gaan ek skets en ek gaan dit uithaal uit die woord uit en ek glo dat die Here ons vanaand gaan seën. Liewe dierbares, vriende, kennisse, leiers, pastore, wie allemaal ingeskakel is. Ek het gewonder waarom daar so baie snaakse goed in ons huis van die Here, ons kerke plaasvind. Dit het my gedagte nogal, jy weet, gevang, het my nogal wie op aandag gesit en my weer eens laat stil sit en dink, hoekom ons kerke deur hierdie omstandighede gaan waarin jong mense wil nie meer in die huis van die Here wees nie en wat daar so baie goed wat in die huis van die Here plaasvind en jong mense voel as dit in die huis van die Here so lyk, dan is dit maar beter vir ons om buite te wees. Amen. Snaakse bygeloofies wat bygeleer word, benamings wat vir mense gegee word wat niks skriftuur basis het nie. En die eenvoudige, ons ignoreer die eenvoudige woord waar Paulus die orde van die kerk uiteensit in hierdie skrif. Amen. En dit gaan nie nog daarin in diepte gaan nie. Miskien eendag sal ek daaroor praat. Maar ek wil praat oor die geestelike dors wat ontbreek in ons huise, in die kerk van die Here. Daar is nie meer die dors na die Here soos wat het gewees het toe ons na die Here toe gekom het nie. Amen. Ek kom agter dat kerke probeer plannetjies maak, besluit te neem om die jong mense weer terug in die huis van die Here te kry. Die kerk gaan so ver om selfs 'n atmosfeer te skep van 'n nagklap binne die huis van God. Dit is liggies oral, dit is bolle wat in die dak draai, want die kerk wil weer die jong mense in die huis van die Here hê met 'n wêreldse aantrekkingskrag. En dan het ons die verskoning wanneer ons sê dat Paulus sê, ons moet hulle met lus vang. Nee, my liewe broer, suster, leiervriende, u is besig om 'n wêreldse atmosfeer binne God se teenwoordigheid, binne God se heiligdom in te bring. Ja. Dit wys vir jou hoe afvallig het die kerk van die Here geraak. Dat die dors van die Here, dat God en sy werk is nie meer daar nie. Ja. My God, die liedere wat ons sing, verheerlik nie meer die Here se naam nie. Luister hier, ons gaan agter die hype van die koortjie aan en die koortjie sê vir jou iets heel anders, maar omdat die beat lekker is, sing ek hierdie koortjie in die huis van die Here. Ek weet of hierdie koortjie bekend gaan klink in iemand se oor nie. Die koortjie sê, die timmerman se seun. Ek sukkel om die bewoording en die storie reg te verstaan. As die verhaal, die storie van hierdie koortjie is soos wat ek hom verstaan, wat sê dat Jesus dan Josef se seun was, is dit skriftuurlik inkorrek. My God, Jesus was die seun, halleluja, van Maria,
want hy uit Maria uitgekom, maar hy was die seun van God. Halleluja, my God. So die koortjie is inkorrek, skriftuurlik inkorrek, en hy weerspieël nie die regte waarheid nie. Ons probeer alles in ons vermoë om die atmosfeer van die huis van die Here te kry dat dit conducive is vir jong mense om daar ook saam die Here te dien. Luister, ons het nie nodig om alles te try doen om die huis van die Here conducive te maak nie. God se heerlikheid is genoeg. God se teenwoordigheid is genoeg. God se woord is genoeg. Amen. Halleluja. Dis waarom die woord van die Here vanaand sê, dat as daar 'n dors is, sê die Here vanaand, kom, my God, kom na die waters en drink. Kom koop melk en wyn verniet. My God, is in die dors na God is nie meer daar nie. Dis waarom ons alles probeer om die huis van die Here conducive te maak. Halleluja. Maar ons het net nodig om die Here, halleluja, in sy tabernakel te hê. Sy teenwoordigheid is genoeg. Amen. As daar 'n dors is na die Here, my liewe vriende, halleluja, sal jy sielstevredenheid kry binne God se huis. As daar dors is na die Here, my liewe vriend, sal jy, halleluja, ongeag hoe dit lyk, hoe die atmosfeer lyk, solank die Here in die plek is jy fine. Amen. Because in His presence, there is fullness of joy. Halleluja. Daar kry jy alles, my liewe vriende, as jy in God se teenwoordigheid instap en jy het gedrink van hierdie lewende water, is dit genoeg dat jy net in God se huis instap en die heerlikheid van die Here ontmoet jou by die deur. Amen. Die dors ontbreek in ons lewens. Dis waarom ons nie die teenwoordigheid ervaar nie. Ons moet alles doen om die jong mense en die huis van die Here te versier, sodat dit conducive kan lyk en na 'n plek kan lyk van waar mense by mekaar kom om die Here se naam groot te maak. Nee, my liewe vriend, ons is nie besig om by mekaar te kom om die naam van die Here groot te maak nie. Ons is besig met afgodediens. Ons is besig om die alles behalwe as om die naam van die Here groot te maak. You don't need dead lights. You don't need dim lights. You don't need all the color lights. Jy het net die Here nodig om 'n verskil in iemand se lewe te maak. Halleluja. Liewe vriende, Jesus is op die kruishout. Die 6de kruiswoord roep uit, ek het dors. En mense omskryf hierdie dors wat Jesus gehad het as 'n geestelike dors. Nee, my liewe vriende, as jy die verhaal ken van wat Jesus moes deurgemaak het, was sy liggaam gedreineer, sy liggaam was uitgedroog en daar was 'n dors na water gewees. Dit was 'n liggaamsnood wat Jesus na gevra het. Sy liggaam was gedehydreer. Halleluja, want hy het water nodig gehad. Let me turn this, my friend, to the spiritual realm. Ek wil vir iemand vanaand sê, luister hier, as jy vanaand 'n dors het, roep uit soos Jesus uitgeroep het, ek het dors. Maar hierdie dors wat ons het, my liewe vriende, is 'n dors na die Here en sy heerlikheid. My God, ek weet iemand hoor vanaand die woord van die Here. Ons het weer die dors van God nodig.
as om, halleluja, in 'n teenwoordigheid in te stap en niks van die Here te ervaar nie. Halleluja, jy het weer die dors van die Here nodig om jou lewe, halleluja, te versadig. Hierdie vrou, halleluja, kom by die put en sy ontmoet vir Jesus daar. Jesus sê vir haar, luister, geef my 'n bietjie water om te drink. En sy sê vir Jesus, luister, maar die Samaritane het geen verhouding met die Jode nie. So lank storie kort, halleluja, Jesus sê vir haar, luister hier, halleluja, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, sal jy vir my water gegee het. Van hierdie water wat jy drink, sal jy weer van dors kry, maar die water wat ek jou gee, sal jy nooit van dors kry nie. Halleluja. Luister, liewe vriende, ek is besig om klaar te maak, dat die kerk het die Here nodig. Die kerk het 'n dors, halleluja, halleluja, wat net die Here kan versadig. Die kerk het 'n dors, halleluja, wat net God kan versadig. Ons het weer 'n dors nodig na die Here. Ons het 'n dors nodig na sy teenwoordigheid. Ons het 'n dors nodig, halleluja. Kom ons bly dors vir die Here. Kom ons bly dors, halleluja, want hy is die weg. Hy is die waarheid en hy is die lewe. Kom ons bly dors, liewe dierbare vriende. Dit is die antwoord. Halleluja, soos 'n hert wat smag na waters. So smag my siel. Of so dors my siel na U, o Here. My God, we need God. Liewe luisteraars, ek het 'n paar dae terug gepraat oor hierdie bokkie storie, prys die Here, want as die bokkie, die teksgedeelte wat ek nou aangehaal het, as hy onder sy vyand uit ontsnap of wegvlug, prys die naam van die Here, is hy so uitgeput, want hy sit baie energie in om weg te kom van sy vyande. En die volgende ding wat hy doen, as hy ontslaag geraak het van sy aanvallers, is om na 'n waterstroom te gaan, sodat hy kan water drink, want as hy nie water drink nie, is die moontlikheid groot, dat sy liggaam sal dehydreer, en hy sal sterwe. Luister my liewe vriende, is daar nie vanaand van ons mense, wat geestelik gedehydreer is nie, want jy vlug elke dag van jou omstandighede, jy vlug elke dag van jou aanvallers, jy vlug elke dag, oh my God, halleluja, van hulle wat teen jou sleg praat, jy vlug elke dag van negativiteit, jou huisomstandighede is so haaglike, jy vlug daarvan af, halleluja, jy is gedehydreer geestelike, maar ek het vanaand vir jou goeie nuus, halleluja, as hierdie bokkie van sy aanvallers af geontvlug het, dan soek hy die water. Ek wil vir jou sê vanaand, my liewe vriende, vanaand is jou antwoord opgesluit na die fontein van lewende water. En sy naam is Jesus vanaand. Hy is nog steeds die Nasarener. Hy is nog steeds die Alfa, die Omega. Hy is nog steeds die God, halleluja, wat alles kan doen. Hy is nog steeds die soetroos van Saron. Hy is nog steeds die balsam van Gilead. Hy is nog steeds, halleluja, die antwoord in die vuur van, halleluja, van die 3 manne. Hy is nog steeds die antwoord, halleluja, vir Daniel in die leeukuile. Hy is nog steeds die antwoord vir Dawid, halleluja, vir oor Goliat. As hierdie God vir hierdie manne deur kon kom, halleluja, is daar 'n weg wat vir jou, halleluja, na oorwinning kan lei. Sy naam is Jesus. Hy is die antwoord. My God, ek weet hierdie woord is vir iemand. Hy is die antwoord. Hy is die antwoord. Amen. My gebed is dat die Here ons weer 'n dors sal gee na sy heerlikheid
en na sy teenwoordigheid. Amen. Ek het nie nice songs nodig om in sy teenwoordigheid te kom nie. Die lied sê, surely the presence, because the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. Amen. I can hear the sound of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence, because the Lord is in this place. As ek net in sy teenwoordigheid kan inkom, as ek net sy teenwoordigheid in my lewe kan hê, weet ek, elke battle wat daar is, met die Here aan my kant, sal ek dit oorkom. Ek sal dit oorwin. Want if God is for me, who can be against me? Listen here, your answer is not in this world. Your answer is not at the psychologist. Your answer is not with the doctors. Your answer is not with the politics. Your answer is not in the government. Hallelujah. Your answer is in Jesus. He is the author and the finisher. Hy is die antwoord vir ons lewe. My gebed is, liewe luisteraar, dat die Here ons in hierdie tyd sal oorwinnaars maak. Maar ek moet 'n dors hê. Ek moet 'n dors hê na sy woord, na sy teenwoordigheid. Hierdie bokkie, hierdie hert, sodra hy van hierdie water ingekry het, is sy liggaam weer sterk genoeg om weer aan te gaan. Sonder hierdie water sou hy sterwe. Maar as hy hierdie water ingekry het, koel hierdie water sy liggaam af en hy kan weer aangaan. Halleluja. Dit is nie verniet dat hierdie bokkie, wanneer hy weer gerefresh is nie, dan spring hy so hoog. Hy spring oor drade. Hy spring selfs oor sy vyande, want hy is gerefresh. My liewe vriende, net die Here kan jou lewe refresh. As die Here in jou lewe is, kan watter oorlog maar kom. As die Here in jou lewe is, kan watter uitdagings maar kom. As die Here in jou lewe is, kan mense doen en maak net wat hulle wil. But if God is for you, who can be against you? Mag u 'n wonderlike aand hê. Mag die Here vir u baie genadig wees en baie krag gee en baie sterkte. Mag hy sy aangesig oor u verhef en die vrede gee. Mag sy genade u vergeesel in hierdie nag en selfs môre en selfs oormôre en vir die res van die week. Mag u die Here ervaar soos nooit van tevore nie in u lewe. Halleluja. Met hierdie woorde wat op u tong sal wees. I am more than a conqueror because I thirst after God. Mag die Here u seën. Amen.